Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Welkom terug, dis tyd om te kyk na die grootste stories van die dag saam met Gert van der Westhuizen. Baie welkom Gert. Baie dankie Suan, goeiemôre. Lekker om jou te sien op hierdie werkersdag. Ja, julle is so vrolik so vroeg op 'n vakansiedag. Dis die wyne word uitgedeel en allerlei goed. Hoorie Gert, vertel vir ons, ek dink kom ons begin dalk sommer met 'n positiewe storie. Wel, of nie, het ons uiteindelik 'n begroting? Ja, ons gaan nou maar moet sien, maar blykbaar gaan ons op 21 Mei 'n begroting hê. Die minister van Finansies is dan reg vir sy begroting. Daar sal nou tot dan 'n bietjie geredekabel word hoe die begroting moet lyk. Ek sien almal neem nou krediet vir die BTW-verhoging wat afgeskaf is, maar eintlik is dit net die DA en die EFF wat eintlik krediet daarvoor moet kry. Hulle het hof toe gegaan, hulle het reg gekry dat die BTW nie verhoog word nie. Ek sien die ANC het nou weer gister gevra vir 'n wat noem hulle dit 'n people's budget. Jy weet dit is nou vir my 'n bietjie so die ANC, jy weet, hulle sal nou sê Jennifer het nou 'n pink rok aan en daai pink rok lyk baie mooi. Almal van ons weet sy het nie die pink rok aan nie, maar die ANC glo dis 'n pink rok. Dis nou soos hulle by die budget is, by die begroting is. Hulle het nou gesê, hulle het nou die BTW verhoging gehad en daarvoor gegaan en nou is dit afgekeur en nou want niemand hou daarvan nie, nou sê hulle nee, maar hulle was nooit eintlik baie lus vir die BTW. Ek het ook nou al hierdie lees, weet ek regtig bestaan en gedink, wat mis ek? Lees ek iets mis want ek kan nie verstaan hoe die ANC en daai ander kleiner partye krediet vat vir die BTW wat afgeskaal is nie. Ek is daaraan so. Wat verstaan ek nie? Hulle het die begrotingsraamwerk goedgekeur wat sê daar gaan 0.5% van jaar verhoog word en nog 0.5% volgende jaar. Jy weet dit is net asof politici dink ons is almal idioote. Net gister toe praat ons en Andries en sê hoe polities onvolwasse dit is en dat dit nie demokraties van die ANC is wat hulle gedoen het nie, nê? En toe intussen sê hulle, o nee, hoorie, dis nie die EFF en die DA wat kan prysvat daarvoor nie. Dit is as gevolg van demokrasie en politieke volwassenheid van die ANC dat dit gebeur het. Dit is altyd die ANC. Dit laat my dink aan, ek dink is Hitler wat gesê het, as jy net lank genoeg 'n leuen groot genoeg opblaas, dan gaan mense dit begin glo. En jy vertel dit elke dag en glo mense dit, Nee, dit is vir my net verstommend hoe die ANC nou aangaan daaroor. Jy weet, nou wonder mense net die hele tyd wat se invloed gaan dit nou op die regering van nasionale eenheid hê, want ek dink die ANC kan nie eintlik nou bekostig dat daar nie 'n regering van nasionale eenheid is nie. Kwesi Mantashe het nogal gesê op Vryheidsdag in sy toespraak, die ANC is nie baie lus om saam met die MKP en die EFF te werk nie, want hulle is al baie aggressief teenoor ons. Jy weet so, hulle sal nou moet sorg dat hierdie regering van nasionale eenheid nou 'n bietjie aan die werk weer kom. Ek weet nou nie, daar's nou 'n nuwe hofsaak wat hulle gaan maak oor die gelyke indiensnemingswet, die DA, so dit gaan ook seker bietjie verhoudinge aankrap. Hulle val hulle baie aan daar. Jy weet, ek wens net hulle wil bietjie by mekaar kom steun. John Steenhuisen en het dit verlede week gesê, jy weet, as hulle verskil het, laat hulle dit agter geslote deure bietjie oplos, want dit lyk nie baie goed vir ons die mense wat veronderstel is om dit as ons regering te beskou as hulle so beklei nie. Ja. Jy weet, so ons hoop nou maar dit gaan ook opgelos word, want ons kan eintlik nou bekostig dat daar weer die mekaar speel is wat die regering betref. As dit dan nou 'n nasionale eenheid is, verwag mens meer politieke volwassenheid, nie net in woorde nie, maar ook in dade. Dit help nie, jy is net 'n nasionale eenheid wanneer dit jou pas, maar die ander tyd gooi jy sulke verskriklike argumente rond en beklei met mekaar nie. Dis presies wat die ANC ook baie goed en hy sê die hele tyd hy is verbind tot die regering van nasionale eenheid en ons is verbind tot die regering van nasionale eenheid, maar dan wil hulle die hele tyd alleen nog regeer, alhoewel hulle weet hulle het net 40% of 39% van die steun, jy weet, en daar is net nie daai politieke volwassenheid. Miskien sal ons dit oor 10, 20 jaar hê, maar mens wens ons het dit nou al gehad. Want ons het dit regtig eintlik nodig. Ek dink jy met tyd sal dit verbeter? Dink jy hierdie is nou maar net 'n leertydperk? Dit is 'n leertydperk dink ek so aan, veral vir die ANC, want die ANC is nie gewoond daaraan om saam met ander mense te regeer nie. Kyk, aan die ou dae sou die begroting eenvoudig net deurgestoomroller gewees het met die ANC se meerderheid. Niemand sou iets aan kon doen nie. Nou is daar 'n regering van nasionale eenheid, nou kan hulle dit net nie meer doen eenvoudig nie. So mense hoop daai politieke volwassenheid sal met tyd toeneem. Jy weet, die DA het ook seker ook maar baie goed nog om te leer. Hulle moet ook altyd leer. Hulle kan nie net hulle eie sin kry nie. Jy weet, jy gee maar 'n bietjie en jy neem maar 'n bietjie. So hooplik sal daai politieke volwassenheid toeneem. Gert, ek wonder of daai volwassenheid eers sal toeneem as ons verby ideologie kyk en kyk na die mense en om die land eers te stel. Ek dink tot ons nie by daai punt kom nie, gaan ons dalk nie vorentoe beweeg nie. Ons gaan, dit is waar wat jy sê, want partye gaan nou, dit is soos die klein partytjies wat nou wil beweer, kyk, ons het nou gekeer dat BTW verhoog word. Aan die ander kant moet mense ook ons regering van nasionale eenheid daarom
loof omdat hulle nog omdat dit nog daar is, jy weet in Duitsland en ander plekke as jy so verskil het oor 'n begroting dan stort die regering van nasionale eenheid gewoonlik in duie. So ons is daarom nog daar of dit lyk daarom of hulle nog daar is en of hulle dan nog van mekaar hou so bietjie en so aan. So ja, kom ons hoop maar ek dink ons is nie gewoond nog aan koalisieregerings nie. Ons sal dit eers met verloop van tyd gewoond raak en die ANC sal ook moet leer hoe om in 'n koalisieregering te opereer. Dat jy kan nie verwag die ou wat 20% steun het geen sê in die regering. En jy het al die sê nie. En dit help nie, jy gaan dan agter die ander een se rug en kry kleiner partytjies om jou te ondersteun en so aan. So ja, hopelik sal dit gebeur so aan, ons hoop maar so. Dis net jammer as die leiers se leerskole ten koste is van die mense wat vir hulle gestem het, ja, nee. Dit is maar maar die mense moet maar onthou daar sal weer volgende jaar 'n verkiesing nie, so hulle kan nou net weer mooi gaan dink. Wat het die party nou vir my beteken? Wat het hy nou gedoen in die tussentyd? Hoe lyk my munisipaliteit, jy weet? Ja, dit is so. Ek sien die veldtogte begin nou al eintlik vir 2026, nee, en ek sien die DA is ook baie slim by al hierdie begrotingsstories adverteer hulle nou. En dan sê hulle die oorwinning van die BTW omgekeer. Dit is ons is nou al in verkiesingsmode soos hulle in Engels sal sê. Mag dit die kiesers slimmer maak. Slimmer maak en mag hulle bietjie meer gaan stem as wat hulle verlede jaar gestem het. Ja, as wat hulle kla. Ja. Moenie kla nie, gaan stem. Ja, as jy nie stem nie, mag jy nie kla nie. Dis reg, ja. Hoorie Gert, geef ons bietjie die nuutste opdaterings oor die ondersoek na die 3 polisielede se tragiese, misterieuse dood. Ja, dis vir my nogal 'n groot misterie daai. Hulle het nou gisterand die voor en agter buffer van 'n motor gekry en een van die polisielede se glimbaadjies. So hulle het probeer ons nou vasstel of dit die voertuig is waarin hulle in die rivier beland het, die Volkswagen Polo wat die hele tyd gesoek word. Maar ja, hulle ondersoek nou 'n ongeluk asof die motor die pad verlaat het, maar dit is 'n vreemde storie nie, want daar's nou nog 'n ander polisieklerk ook wie se lyk daar gekry is. Maar dit is 'n verskriklike storie nie en dit wys ook maar net weer vir jou, die mens se lewe kan in 'n oogwink verby wees nie. Absoluut. Ons wik mag God beskik. Ja, en dit is nou 3-4 families wat nou weer sonder mense is en dit is baie hartseer en jy weet ek hoop nou maar daar kan vasgestel word met ondersoeke oor ordentlike forensiese werk wat presies gebeur het. Hierdie is maar net die begin dink ek, maar van dalk 'n lang ondersoek. Ja, en ek sien baie politieke partye gister die IFP byvoorbeeld EFF, MKP het gesê hulle wil asseblief die polisie nou ordentlike werk doen want die mense wil weet wat aangaan. Ja. Dit het my so geraak daai die pa van een van die konstabels, hoe adamant hy was om presies al daai detail daar met sy notaboek en sy pen gestaan by daai toneel waar hy sy kind verloor het en daai ongeloof, daai verwardheid van 'n pa wat sy kind verloor het, my letterlik slapeloos gelaat. Nee, ek kan ook nie meer sulke hartseer goed hanteer nie. Ek dink 'n mens word te oud in 'n stadium om sulke hartseer goed, maar dis regtig, dis verskriklik. Ons harte gaan uit na al die families van daai polisiekonstabels. Dan Trump en Suid-Afrika skend menseregte volgens 'n verslag. Ja, Amnesty Internasionaal se nuutste verslag nou saamval met Donald Trump se 100 dae en daar's nou baie besprekings oor hoe goed sy eerste 100 dae was. Ek sien party mense sê die ekonomie in Amerika daaronder gelei, ander mense sê nee, wag so 'n bietjie, dit is nou nog net die begin, maar nou anyway. Net 'n leerskool. En ek sien die Economist het gesê nog net 1361 dae oor so. Dis nog 'n lang pad wat ons moet stap. Maar Amnesty Internasionaal is baie bekommerd om Trump, jy weet oor Trump se minagting vir wêreldwye menseregte en hulle sê hy spoor ander mense aan om dan ook dieselfde houding in te neem, jy weet hoe hy die geld weggevat het van die hulpverleningsorganisasies en sy kritiek teen LGBTQ mense en gelyke indiensneming en al daai tipe van goed. Die tariefverhogings wat hy nou die hele wêreld mee omkrap en hulle voel ook hy wil nie multilateralisme waar lande saam kan besluit oor goed nie, hy wil eensydige besluite neem. En sy houding oor klimaatsverandering is baie kommerwekkend, aangesien verlede jaar die warmste jaar op rekord was en klimaatsverandering rig groot skade in die wêreld aan. Maar dan het die verslag ook baie harde woorde oor Suid-Afrika te sê gehad. Hulle sê hulle raak nou eintlik moeg daarvan om jaar na jaar
vir die Suid-Afrikaanse regering te wys op die hoë misdaadvlakke, op die hoë vlakke van geslagsgeweld, op die totale gebrek aan gedienslewering wat eintlik menseregte benadeel, want nou moet jy nie water nie, jy het nie krag nie, jy lewe tussen riool en al daai goed en die regering beloof elke keer ja, maar ons sal dit regmaak, maar dit gebeur nie. Jy weet, maar nou weet ek nie of die regering hulle eintlik sal steur aan Amnesty Internasionaal se verslag nie, want dit kom elke jaar uit en daar gebeur net eenvoudig niks nie. Jy weet, en dan sê Amnesty Internasionaal wat hom ook bekommerd maak, is die aantal oorloë in die wêreld. Hy het die Sudan-oorlog uitgelig, wat hy sê nooit die nodige aandag kry wat dit behoort te kry nie. Hy het hierdie korporatiewe hepsig ook uitgelig, wat lei tot jy weet, mensesregte wat vertrap word, en dan ook die klimaat wat geraak word deur korporatiewe ondernemings wat hulle eenvoudig net nie aan klimaatsverandering steur nie. So die wêreld is nie in 'n baie goeie plek wat dit aanbetref. Maar ek dink is tog goed dat dit uitgewys word. Ja, natuurlik. Dat daar ten minste in verslae 'n vorm van verantwoording probeer gedoen word teenoor leiers binne in die wêreld. Ja, jy probeer die leiers op 'n mate verantwoordbaar hou. Ek sien daarom Amerika en Oekraïne het nou die ooreenkoms onderteken oor die minerale regte wat Amerika nou 'n soort van ontwikkelingsfonds daar sal hê in Oekraïne, en dan sal Oekraïne nou minerale aan hom lewer, wat 'n goeie ding is, want ek dink die land gaan baie geld nodig hê vir sy heropboufase as die oorlog nou eendag tot 'n einde kom, en ons weet ook nou nie of dit tot 'n einde gaan kom nie, ons hoop nou maar dit gaan gebeur. Maar ja, dit is ten minste miskien 'n brokkie goeie nuus daarom in die donker wêreld, jy weet, want die Sudan-oorlog gaan aan asof niks gebeur het nie. Die Gaza-oorlog is besig om hand uit weer te ruk. En dan Oekraïne en Rusland, ek sien Putin het nou 'n 3 dae skietstilstand voorgestel op sy eie. Maar ek dink is maar net om 'n ordentlike parade op 9 Mei te hou wanneer hulle die 80-jarige herdenking het van die oorwinning oor die nasies. Ek dink dis vir hom baie belangrik. Jy weet, maar hy sal ook moet leer, hy kan nie alles op sy eie doen nie. Hy moet nou maar ook met die ander kant saamgesels. Ja. Gepraat van Gaza, daar's hongersnood wat dreig in die land. Ja, dit is baie erg nie. Dit is sedert 2 Maart is daar weer 'n embargo van Israel op alle humanitêre hulp wat aankom. Hulle sê hulle doen dit omdat Hamas die humanitêre hulp misbruik, omdat Hamas goeders doen sodat hulle humanitêre hulp kan kry, en Israel is nou nie baie tevrede daarmee nie. Israel is ook nie baie tevrede met die die Verenigde Nasies se Work and Relief Agency wat daar in Gaza werk nie. Hulle het hulle verbied om daar te werk. Dit het gister te sprake gekom in die internasionale geregshof wat nou kyk na Israel se verpligtinge as 'n besettingsmag. En Rusland en Amerika het kwai verskil hier oor. Amerika sê jy kan nie die Relief Agency toelaat nie, want hulle is aan Hamas se kant en van hulle lede deelgeneem aan die Oktober aanval in 2023. Rusland sê weer sonder daai Relief Agency sal daar absoluut geen humanitêre hulp wees in Gaza nie, want hulle verskaf nie net kos nie, hulle gee ook onderwys en geen militêre mediese hulp. So dit is 'n baie onverkwikkelike situasie daarso, en ek weet nie hoe naby aan vrede gaan 'n mens daar kom nie. Nee, Gert, in die agterstand waar daar gekweek word. As jy praat nou van iets soos die onderwys wat ons baie keer net eintlik heeltemal mis, want ons kyk na die weer eens basiese regte soos kos, soos water, soos verstaan, so dis waarop ons fokus, soos medies om mense se lewens te red. So ons kyk nie eens na die onderwys nie. So na hoeveel jaar en nie net hier nie. Jy weet ons Sudan ook byvoorbeeld, na hoeveel jaar die agterstand van die mense. Ja, daai kinders wat groot word in sulke oorloggetuisterde gebiede wat nie kan skool gaan nie. Wat gaan van hulle word eendag, Jennifer? Hulle word groot met hierdie trauma van oorlog in Gaza, in Oekraïne, in die Sudan, in Mosambiek, oral. Ja. Wat gaan van daai kinders word eendag? Al wat jy ken is oorlog. En daai roerende foto's wat nou gewys het daar saam met die berig. Dit is my erg om te sien daai stad in puin daar agter en in die voorgrond die kinders wat nie kos het nie. Ja. En waar gaan jy bly vanaand? En wie gaan eendag weer daai stad opbou? Waar gaan jy opeindig? Jy weet, jy kan nie net jou hele lewe lank vlug nie. Dan vlug jy hiernatoe, dan vlug jy daarna toe, dan vlug jy daarna toe. Die lande waarheen jy vlug hou nie van jou nie. Ja. Dis 'n verskriklike omstandighede. Ek dink ons het nou een van die hoogste vlugtelingsyfers in die geskiedenis van die mensdom omtrent. Ja. Met al hierdie oorloë en ekonomiese vlugtelinge, mense wat vlug omdat hulle lande net ekonomies in duie stort, jy weet. So dis baie groot probleme wat op die wêreld wag daarso. Ja. 'n Mens moet maar president Ramaphosa het nou weer al Suid-Afrika wil die wapens op die Afrika vasteland stil maak.
maar dit lyk ook na 'n onbegonne taak nie. Ja. Gert, gepraat van wapens, 'n groot stuk van 'n Russiese vuurpyl gaan op die aarde val. Ja, dit is nou hy's 'n half ton weeg die ding. Jo. Hulle sê hy gaan hierso teen 10 Mei se koers val. Dit is nou van die Cosmos 482. Hy was veronderstel om op Venus te land. Maar ja, hy het toe nou nie in dis al in 1972 wat die ding gestuur is soontoe, so die rommel dryf maar. Ek dink die ruimte is nou so vol rommel. Ja. Maar nou gaan die ding val en hulle sê ja, hulle dink dit gaan hier val. Hulle sê die pikkewyne gaan veilig wees, so dit beteken dit gaan nie in die Suidpool val nie, maar hulle sê mense daar in Chili se omgewing moet maar versigtig wees, jy weet. Versigtig wees, Gert. Hoe kyk jy uit vir jou? Wat moet jy doen elke dag so? As die ding nou op jou huis val, nou wonder ek nie, as die ding nou op jou huis val en dit jou huis is plat of so, kan jy nou vir Rusland dagvaar daarvoor. Dit is wat my groot vraag is. Iemand moet tog verantwoordelik wees as die ding ergens heen val. Jy kan nie net goed in die ruimte opskiet en dan kom dit weer af nie. Sê weer watter omgewing dink jy gaan val? Dat ek nou net gou kyk, hulle het gesê die pikkewyne sal veilig wees. Ek net kyk, ek het nou die pikkewyne is veilig in Suid-Afrika is veilig. Ek kom ook hier dat in Suid-Afrika is veilig, ja. Dis hulle moet seker dalk nog bepaal waar presies hy gaan val. Hulle weet net hy waar hy gaan val. Jy weet daar's baie goed wat dit nog kan beïnvloed nie. So ja, ek kry maar mooi kyk vir die verskillende sterre binne die volgende ruk. Ons moet ook nou maar kyk so die oogie in die lug hou nie. Maar iewers in Suid-Amerika sterre. As jy sterre in die oë het, mag dit dalk fataal wees. So wees maar net op die uitkyk. Hy sê as jy 'n pikkewyn is jy heeltemal veilig dalk, maar as jy enige plek tussen Chili en Skotland bly. Goeie stel, kan nie dis nogal wyd, ja. Dis nogal baie wyd, ja. Goed, maar ons is veilig. Ons is tussen Chili en Skotland. Ja, ons het genoeg ander probleme, ja. Okay, ons laaste storie om jou af te sluit. Mense versus masjiene. Ja, dis vir my baie goeie nuus, nee. In hierdie tyd van al die toenemende tegnologie en kunsmatige intelligensie, lyk dit nie of die mense meer werk gaan nie eendag nie. Maar Starbucks, die groot koffie maatskappy, het nou besluit om meer baristas aan te stel en bietjie af te skaal aan die tegnologie, want hulle het nogal taamlik swaar gekry die laaste ruk. Hulle het nie meer so goed gedoen soos wat hulle gedoen het altyd nie. En dis baie goeie nuus vir my dat daar weer werk vir mense is, want ek weet ook nie wat se krisis dit alles gaan skep as ons nou nie meer vir baie mense werk het nie, omdat tegnologie hulle plek inneem. Ja, so dis vir my net baie goeie nuus dat 'n mens kan sien mense word nog geag. Ja, en dat mense nog werk kan kry en so aan. Is daai mens op daai foto 'n regte mens? Ja, want dit is nou 'n goeie vraag. Sy is so mooi soos 'n robot. Al met die regte mens. Met kunsmatige intelligensie weet 'n mens nie. Nee. Maar hulle het ook nou gesê, jy weet, mense moet nou meer, hulle wil nou ook nou hê die mense moet jy weet swart aantrek agter hulle groen uniforms en moet nou baie vriendelik wees en so aan. So vir 'n verandering. Vir 'n verandering. Jy weet, dis wat mense kry altyd met die immigrasieagente binnelandse sake se mense, is hulle nou deesdae vriendeliker. Ek meen, dit is ja, ek weet baie nie. Belangrik. Dis baie belangrik. Mense wil al hoe meer digitaliseer, maar jy het tog maar 'n mens nodig so. Ja, there's nothing like a human touch. Of 'n mens wat glimlag vir jou, wat dit doen aan jou binneste. Ja, of net met 'n mens. Ek was ook nou eendag op 'n bank app of iets, toe sê ek tog net, kan ek asseblief met 'n mens praat? Want ek kan nie met 'n masjien praat. Ja, ek sukkel nog. Ek wil ook net nie vir 'n uur in 'n ry staan vir 'n koppie koffie nie. So die mens moet net daar net genoeg mense wees. Dit moet genoeg mense wees en hulle skryf ons jou naam op die koppie koffie daar by Starbucks. Ja. Dan moet jy gereeld jou naam vir hulle spel en so, wat is doodreg. Soos jy sê. Ja, dit is wat 'n robot dit perfek vir my skryf en hy kan nie vir my glimlag nie. Nee, ek stem ook saam. Maar ons kop seker maar teen die prikkels, want ek weet nie, die tegnologie is nou maar besig om oor te neem. Dis net somme en masjiene waar jy kyk en almal vergeet van al die ander menslike goedjies soos letterkunde en mens tot mens. Kommunikasie en so aan. Maar nou ja, toe mag jy 'n menslike werkersdag hê, Gert. Dit was heerlik om jou hier te hê. Dieselfde vir julle twee, baie dankie. Tot volgende keer. Bly ingeskakel vir 'n inspirerende storie oor stamseloorplantings. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.